Die Joodse feeste of die nagmaal, deel 5. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, daar's 'n hele magdom boeke, A4 en A5 boeke wat ek geskryf het, oor verskillende onderwerpe, vernaamlik rondom die eskatologie, of die eindtyd, boek Openbaring, Antichrist-systeem, Nuwe Wêreldorde, Bybelvertalings, manuskripte, een geldstelsel, een wêreldstelsel, een godsdienststelsel, alles te doen met die eskatologie. 59 jaar van my lewe in navorsing in die eskatologie. So die inligting is daar, sou jy belangstel, kan jy my skakel. Ek dink spesifiek aan die boek Is dit Armageddon, se A4 boek, so net onder die 500 bladsye dik, inligting daarin wat jare sal laat regop staan. Sou jy belangstel, kan jy my skakel by my WhatsApp nommer 0722 367 124 0722 367 124. Gaan net na my webtuiste https://jafashua.co.za. As jy agterkom, ons vereensteldig ons nie met enige van die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging. Luister wat ek sê, ons is nie verwant aan daardie organisasies en denominasies nie. Ons behoort nie eens aan die protestante, katholieke of enige godsdienstige instansie nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudie. Ek bedien die woord, u vat die woord, bewys my verkeerd in die Bybel. 33 Afrikaanse Bybel, 6011 King James Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bybel. As dit verkeerd is, dan maak ek dit onmiddellik reg. As jy agterkom, ons gebruik die name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version, die een wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Briand Rotterdam in Engels vertaal is, die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy hande kan oplê. Onthou net, as ek vir jou Hebreëse Bybel gee, jy kan hom nie lees nie. Maar as jy 'n Engelse Bybel het wat vir jou die Hebreëse name verduidelik, hoe eenvoudig is dit? Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Here Jesus in werklikheid Jafashua is, die naam God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jahwa, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. En terwyl ek gaan bedien, gaan ek so maak. Vir u wat dalk vir die eerste keer gaan luister. Wanneer ek sal praat van Jafashua, gaan ek sê Jesus Christus, sodat die mense kan weet. Maar ek wil hê, as dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, u is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, u het 'n magdom inligting gemis. Teken in op die YouTube kanaal, met ander woorde subscribe, sodat u al die verskillende kennisgewings ontvang van al die boodskappe waarmee ons besig is. So as jy 'n nuwe kyker is, asseblief gaan na deel 1. Apostel Petrus 2000 jaar gelede, ons gaan nou aan waar ons laasweek gestop het. Handelinge 15 vers 10. Handelinge 15 vers 10. Nou dan, waarom versoek julle, dis nou die hele, kyk na my vingers, meeste godsdienstige kerke en instansies, ook vandag 2026. Jahwe die Almagtige, die Here God, deur op die nek van die disippels, nou wie is 'n disipel? Dis 'n navolger. Wie is ons? Ons is disippels, navolgers van Jafashua of Jesus Christus. Deur op die nek van die disippels of navolgers 'n juk. Die juk is kerklike wette en vergane wette van die Ou Testament wat Jafashua deur sy genadebloed vernietig het, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hebreërs 7 vers 18. Gaan lees Hebreërs 7 vers 18. En soms so met die verbygaan, wil ek u nou 'n skrifgedeelte gee. En ek wil jy moet 'n nota maak. Gaan kyk na Galasiërs of Galate 5 vanaf vers 1 tot vers 22. Gaan kyk na dit. Hy sê, as ek nog onder die wette wil funksioneer, die 613 wette van Moses, dan het ek van die genade van Jafashua verval. Hy sê, dan leef ek nog in my sonde.
van die 613 wet van Moses het glad nie sondes vergewe nie. Dit het die mense se gedagtes gemaklik gemaak, om te weet, daar's ander jaar weer 'n tyd, in Engels sê the time of atonement, met ander woorde waar die sonde offers gebring sou word, bokkies en lammetjies en diere, maar daar was vergifnis van hulle sonde, maar daar was geen berou gewees. Ek het dit al gesê, né? Ek lees weer net hierdie gedeelte. Wat nou? Hy sê nou dan, waarom versoek julle dan Jahwe die Almagtige deur op die nek van die disippels 'n juk te lê wat ons voorvaders van die Ou Testament se tyd, naamlik die profete en ander, en ook ons, dis die apostels, apostel Paulus verduidelik, nie in staat was om te dra nie. Hy sê hulle was nie in staat om te dra nie. Hoekom? Die juk. Die woord sê kom, Openbaring 18 vers 4 sê inteendeel, kom onder haar uit, die godsdienstige sisteme. Hy praat van die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot 6, wel die hele Openbaring 17 en Openbaring 18 is presies dieselfde stuk verduideliking. Openbaring 17 vers 1 tot 6 praat van die Babyloniese hoermoeder wat op die water sit en regeer. Hoe regeer sy op die waters? Die Babyloniese hoermoeder, 'n moeder is dit iemand wat geboorte gee. Maar ja, sy het. Hoe sit sy op die waters? Kan kyk Openbaring 17:15 sê dat die waters wat jy gesit het, wat die hoer op sit, is mense, volkere, nasies en tale. Halleluja. En vandag steeds beheer die Rooms-Katolieke Kerk deurdat sy op die waters sit, mense, volkere, nasies en tale. Moenie die reeks vermis, naamlik die wit paus of die swart paus nie. Dit is so belangrik. Ek wil eintlik sê, ek dink as jy na daai reeks ook kyk, is nodig om 'n veiligheidsgordel saam te bring, dat jy nie uit jou stoel uitval nie. Hy sê in Handelinge 15:11, maar ons, as die apostels 2000 jaar gelede, en ook as Javiste van Jahwe vandag in 2026, glo dat ons deur die genade van Jahwe. Ek wil sê, wanneer ek genade praat ek van die bo-natuurlike genadebloed van Jahwe. Gered word op dieselfde manier as hulle. Ons word nie gered nie. Apostel Petrus kom en hy sê, ons word nie gered deurdat ons aan die wette vashou nie. Ons word gered deurdat ons in die krag van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, leef en wandel. Vandag in 2026 funksioneer ons waardeur? Het ons bokkies en lammetjies en die dergelike goed wat ons vat om geslag te word? Nee, wat het ons? Die genadebloed van Jahwe. Nou hierdie messiaanse ouens, die Israelvisie ouens en die Hebrew roots mense, sê vir my, julle staan onder die 613 wette van Moses. Julle glo aan die besnydenis en die offerandes van tiendes. Julle glo aan die feeste en die maane en al die verskillende getye. Maar julle staan gedeeltelik onder die wet. Waar is julle hoofpriester? Wie offer vir julle die bokkie jaarliks? O nee, maar ons is dan in die genade van Jahwe. Jy kan nie. Gaan lees wat sê Galasiërs 5 vers 1 tot 22. En as jy dit nie verstaan nie, skakel my, dan verduidelik ek dit vir jou. Maar dit is so eenvoudig geskryf, dat 'n kind van 12 kan dit lees en verstaan. Handelinge 15:11, hy sê, maar ons as die apostels 2000 jaar gelede, en ook as Javiste van Jahwe, met ander woorde navolgers van Jahwe vandag, in 2026, glo dat ons deur die genade van Jahwe, die genadebloed van Jahwe, gered word op dieselfde manier as hulle. Die bo-natuurlike genadebloed van Jahwe is vir elke sondaar. Halleluja. Skoon maar 'n bietjie koelerig hierso in die ateljee. Hy sê, die bo-natuurlike genadebloed van Jahwe is vir elke sondaar wie volkome verlossing wil ontvang. Nie net gedeeltelik nie. Ek het dit al voorheen gesê, Jahwe kan net ons vergewe soveel
as wat ons op die tafel sit. As ons 'n gedeelte van die sonde wil vertroetel en beskerm en wegberre, dit word nie vergewe nie. En dis die goed wat jou doodmaak. Dis wat koning Saul doodgemaak het. Die profeet Elia kom, hy sê gaan tref die Filistyne met die bandvloed, en dan kom hy terug, en dan kom die profeet, hy sê, wat s'ek 'n blaar, hoor ek hier so. Hy sê, nee, sê koning Saul, ons het van die beste ooe en die lammers gehou, om vir Jaffa offer te bring. Nee, maar het Jaffa nie gesê, jy moet alles met die bandvloed tref nie. Ongehoorsaamheid. Dis ongehoorsaamheid. Dis ongehoorsaamheid wat veroorsaak het, dat Moses nie in die beloofde land Kanaan kon ingaan nie. Hy het op die hoogte op die berg gestaan en gesê, maar hy het nie ingegaan nie. Ongehoorsaamheid. Laat ons nie vandag in 2026 ook ongehoorsaam wees nie. Nou verduidelik apostel Paulus, nou verduidelik apostel Paulus ook vir ons, in die 21ste eeu, ons is die geregtigheid van Jaffa, ons Vader. Ons is nie meer in die boek Handeling nie, ons is in Romeine 3 vers 21, apostel Paulus het die boek Romeine geskryf. Ons is die geregtigheid van ons Vader, halleluja, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg dat ek en u vandag kan sê, ons is die geregtigheid van die Vader. Maar nou is die geregtigheid, naamlik, kyk my vingers, die bo-natuurlike genade van Jaffa Almagtig, dis God die Vader, geopenbaar. Met ander woorde, om iets te openbaar is iets wat versluier was, is iets wat toe was. In hierdie 21ste eeu, 2026, is dit oop. Maar nou is die geregtigheid, naamlik die bo-natuurlike genade van Jaffa die Almagtige, geopenbaar. Reeds 2000 jaar gelede, en ook vandag in 2026, sonder die wet. Elke keer wat u lees waar hy praat van die wet, wat 'n wet is dit? Die 10 gebooie. Alraai, sê vir my, wat 'n een van die 10 gebooie? Praat hy globaal van al die 10 gebooie? Wat nie 10 gebooie is, het u geweet, daar's 17 gebooie. Dan lees ek Eksodus 20. Moenie stop na die 10 nie, lees net verder, dan sien jy daar's nog 7, wat die kerk nie baie van hou nie. Ons wil nie oor dit praat nie. Terwyl die wet, watter wet? Wanneer ek lees in die Bybel van die wet, onmiddellik sien ek nie 'n wet nie. Hy sê nie van 'n wet nie, hy sê die wet. En die vertalers hierso was baie sluig geweest deur te praat van die wet en nie die wette nie. Verstaan ons dit? Want wanneer ek lees van die wet, dan dink my brein aan een wet. Dis nie een wet nie. Is die wette van Moses, 613 van hulle. Dis wat Moses geskep het in 40 jaar se tydperk, wat Israel deur die woestyn getrek het, wat Jaffa vir hom gegee het. En daarom verwys ek in al my boeke en in my prediking na die 613 wette van Moses. So wanneer u die woord sien, die wet, onmiddellik, 613 wette. Nou sê ek hier so, sonder die wet, naamlik die 613 wette van Moses uit die Ou Testament, terwyl die wet en die profete, daarvan van die Ou Testamentiese tyd reeds, daarvan getuig. Waarvan getuig die wet en die profete? Waarvan getuig die profete? Wie was hulle? Esegiel, Jeremia, Daniel, en so kan ons aangaan. Hulle was profete gewees. Hulle getuig daarvan. Waarvan? Van die geregtigheid wat sou kom. Wat is die geregtigheid? Die genade. Hulle het dit nie gehad nie. Hulle het dit nie ervaar nie. Maar hulle het geweet, daar gaan 'n tyd aanbreek, wanneer hierdie genade of regverdige tyd van Jaffa, die geregtigheid van Jaffa Almagtig, God die Vader, geopenbaar sou word. En daardie geregtigheid kon net op een manier geopenbaar word. Nie deur die bloed van bokkies en lammetjies en duwe en
Nee. Dit was net soos in Engels sê, it was a continuation of laws. Dit was 'n aaneenvloeiende, jaar na jaar ritueel. Dis die woord wat ek nou soek. Ritueel. Dis al wat dit was 'n ritueel. En nou vandag, nadat dit, kom ek net andersom sê, nadat Jafashua met sy sterwe, die woord sê, dat 'n testament kan net van krag word, as die testamentmaker daarvan gesterf het. So die oomblik wanneer Jafashua sterwe, dan verval die Ou Testament van bokkies en lammetjies en diere. En 'n nuwe testament kom tot stand. Die testament van genade. Die testament van geregtigheid. Die testament van verlossing deur die bloed van Jafashua, dis Jesus Christus. Nie lammetjies en bokkies ook goed nie. Maar nou wil die ouens vandag, wil hulle in hierdie moderne tyd, wil hulle messiaans wees. En hulle wil al hierdie Ou Testamentiese goed laat herleef. En deel wees van hulle protestante opset. Of hulle sê nie, hulle is heeltemal protestante nie. Hulle sê hulle is messiaans. Gedeeltelik messie, baie Hans. Ou Testament, Nuwe Testament, Nuwe Testament, Ou Testament. Hulle weet baie keer nie, as jy hom vasdruk in 'n hoek, dan sê Ou Testament, as jy hom vasdruk in 'n ander hoek, dan sê weer Ou Testament. Gaan lees wat sê Galasiërs 5 vers 1 tot 22. Gaan vra jou pastoor, hy moet dit vir jou verklaar. Wat staan daar? Gaan lees wat sê Hebreërs 7 vers 18. Jaffa het die 613 wette van Moses tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, want die Nuwe Testament in Jafashua se genadebloed, sy bonatuurlike genadebloed, kon nie tot stand kom, solank as wat daar 613 wette van Moses was nie. Halleluja. Alles wette na die vlees. Jafashua kom, hy sê, Jaffa die Vader kom en hy sê, hy het nie behaal dat ons meer in die vlees lewe nie, maar dat ons in ons sielsdimensies besny word nie. Hy het nie bedaar daarin dat ons aan ons menslike vlees besny word nie, want die besnydenis was net vir die mans. Die vrouens het geen deel daaraan gehad nie. Maar hy kom en hy sê, hy behaar daaraan dat ons aan ons sielsdimensies, hy praat van ons hart. Dis nie my hart is, maar 'n metafoor wat gebruik word, 'n verduideliking. My hart kan nie besny word nie, maar my sielsdimensie kan besny word. Daar's my sielsdimensie. My kognitiewe denkwyse, dis wat vir ewig lewe. En so word die vrouens dan ook deel. Ek het dit al 1000 keer gesê, ek gaan maar weer sê. En so word die vrouens deel van die koninkryk en die bruid van Jafashua, wat hulle nie voorheen in die Ou Testament kon word nie. Hoekom? Want sy het nie meer nodig om in 'n vlees te besny te word nie. Maar Galasiërs 3:26-29 sê dat ons wie in Jafashua se naam geonderdompel is, het ons met Jafashua beklee. Ons het die bruilofskleed aangetrek. Nou moet jy mooi hoor. Daar's nie Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie. Daar's nie meer onderskeid nie. Maar ons almal wie wedergebore is uit water en die Ruach HaKodesh, is nou deel van Abraham se beloftes. Gaan kyk wat sê Jafashua van Nikodemus, Johannes 3 vers 1 tot 12. Sê Nikodemus, hierdie 613 wette, hulle werk nie. Hulle gaan binnekort niks beteken nie. Jy moet wedergebore word uit water en die Ruach, halleluja. Gaan lees dit. Vanaand vers 3 en vers 5. Dan sit Nikodemus 'n argument met Jafashua op. Gaan luister wat hy sê. Hy sê, terwyl die wet van die profete van die Ou Testament daarvan getuig, luister nou mooi, Romeine 3:22. Romeine 3:22. Die geregtigheid. As jy die woord geregtigheid sien, dan sien jy genade. Bo natuurlike genade. Ons is Jafiste vandag. Nie uit ons eie self uit nie. Uit die bo-natuurlike genade van Vader Jaffa, halleluja. Deur die genadebloed van Jafashua, wat sy lewe afgelê het vir een vir my. Die geregtigheid of die genade, naamlik Jaffa die Almagtige,
deur die geloof in Jahweh vir almal. Die geregtigheid, die genade, is deur die geloof in Jahweh. Waar gebeur geloof? Deur 'n bokkie te slag of 'n lammetjie te slag? Nee, David, nee. Maar om te glo dat 2000 jaar, meer as 2000 jaar gelede, Jahweh my sonde las op hom geneem het op die kruis. Toe hy sê, Vader, dis volbring, het hy my sondes alles op hom geneem. Hy het u sondes op hom geneem. Deur die geloof in Jahweh vir almal, wie onder die genade bloed wil leef. Luister, nie onder die wet van lammetjies en bokkies nie. Vir almal, die Israeliete of heidene, wie tot wedergeboorte wil kom. Dat's genade vir 'n Israeliet. Maar hy het vandag nodig om hom te bekeer soos enige heiden, om ook die ewige lewe deelagtig kan word. Daar's baie min van hulle wat regtig gered word. Hoekom? Vader Jahweh het hulle oë toegemaak 2000 jaar gelede en hulle ore, sodat hulle Jahweh nie as die verlosser en versaligmaker en hulle Messias aangeneem het nie, want ek en jy nie reddingsgeleentheid gehad nie. Nou sê hy, deur die geloof in Jahweh vir almal en ook oor almal wie glo in hierdie 21ste eeu. Dit gaan vandag nie oor die besnydenis van die vlees nie. Dit gaan oor, glo ek, dat Jahweh my sonde las op hom geneem het en my vrygekoop het. Glo ek dit? Hy sê so, en oor almal wie glo, want deur Jahweh se genade bloed is daar geen onderskeid. Luister nou mooi. Want deur Jahweh se bonatuurlike genade bloed is daar geen onderskeid tussen volkere, nasies en tale nie. Jahweh roep uit, dis Jesus Christus, almal wat honger en dors het, kom na die waters, hy wat geen geld het nie, kom kry verniet. Waar wil jy nou 'n groter winskoop hê in die lewe? Stor om vir iets te gaan betaal, te kom eet en te kom drink van die brood van die ewige lewe, die manna van die lewe, die fontein van lewende waters. Waar kry jy dit verniet vandag? Hy sê net, my seun, my dogter, gee my jou hart, my sielsdimensie. Hy sê, almal het gesondig, Romeine 3:23. Apostel Paulus kan vir sê wat, almal het gesondig, nou moet jy mooi hoor. En dit ontbreek of verwyder hulle aan die heerlikheid van Jahweh, die Almagtige, God die Vader. Almal het gesondig. Nou het die ouens onder die wet, die 613 wette van Moses, het hulle gesondig? Ja. Waarin was hulle redding? In die 613 wette. Die bloed van die bokkies en die lammetjies. Het dit gewerk? Nee. Maklik. Hoe weet ons dit? Want as dit gewerk het, sou daar nie nodig gewees het vir 'n Nuwe Testament. Met Nuwe Testamentiese riglyne nie. Naamlik dat redding kom alleenlik deur die genadebloed van Jahweh in die geloof. 1 Korinte 11 sê dat die geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie, maar wat ons hoop. Want almal het gesondig, almal. En dit ontbreek of verwyder hulle aan die heerlikheid van Jahweh Almagtig. Maar hulle word deur sy genade. Wie se genade? Die Vader se genade. Die Vader se genade is so groot dat hy sy seun Jahweh gegee het, sodat ek en u gered kon word. Nie deur 'n hoofpriester te hê wat een keer 'n jaar vir homself 'n sondeoffer moes bring nie, of bokkies en lammetjies en duifies moes offer nie, maar 'n hoofpriester wat vandag aan die regterhand van Jahweh Almagtig, die Vader sit, waar hy vir ons as bruid intree. Die woord sê so, hy is ons voorspraak.
Hy sê, en hulle word deur sy genade. Wie se genade? Die Vader se genade. Sonder verdienste geregverdig. Het gaan nie, want hy sê sonder verdienste. Dit meen, nie bokkies of lammetjies of duwe nie. Luister, deur die verlossing in Yahshua, deur die verlossing wat in Yahshua is. So waaruit kom die genade? Dis 'n gawe wat Vader Jahwe gegee het vir ons wie heidene was. Ons wie ver was. Hy sê julle wat geen volk was nie, maar nou die volk genoem word. Ons wie uitgewerp was, wat medediensknegte geword het, mede-erfgename aan die belofte van Yahshua. Hy sê vers 34, Romeine 3:24, ekskuus tog sê ek 34, Romeine 3:24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Yahshua is. Waarin is die verlossing nou? Nie meer in die bokkies en die lammetjies nie, nie meer in 613 wette nie. Yahshua se genadebloed. Romeine 3 vers 25, hom, Yahshua. Ek moet net 'n ding sê, dis waar baie van die verwarring gekom het, oor die jare met Bybel lees. Want mense lees Bybel, hy sê, hom het Jahwe voorgestel in sy bloed. Wie is die hom? Nou wil 'n kind Bybel lees, 'n jong mens wil Bybel lees, en hy sê, hom het hy voorgestel in sy bloed. Dit maak hulle die mekaar. Hom het hy voorgestel in sy bloed. Hom. Dis hoekom ek die legkaart studiegids Bybels vertaal. Daar reeds 3 van die boeke vertaal. Dis 'n Encyclopedia, 'n reeks van 6 of 7 A4 boeke, presies 500 bladsye elk. Nou besig met boek nommer 4, daar's 3 boeke reeds beskikbaar. Dis in kleur gedruk, swart en rooi. Die swart sal sê hom, nou die rooi sal sê hom, hy's hom swart en rooi, Yahshua. Het God, daar staan nou God, het Jahwe almagtig voorgestel in sy bloed. Nou daai sy is nou verwarrend, want dit is 'n klein S in die 53. Dit moet 'n hoofletter S wees daar. Want dit verwys na Yahshua se bloed. Kyk hoe sluw was die Bybelvertalers. Tosius en die ander ouens. Hom het Yahshua, het Jahwe almagtig voorgestel in sy bloed. Sy hoofletter. As 'n versoening deur die geloof. Wat bring die versoening? Deur die versoening, die versoening begin by geloof. Ek moet, waar die Ou Testamentiese, ou fisiese goed gehad wat hulle sien, deur hulle bokkies en lammetjies geoffer het, sien ons nie meer bokkies en lammetjies vandag nie. Wat sien ons? Ons sien geloof. 'n vaste vertroue, die dinge wat ek nie sien nie, maar wat ek weet, wat ek glo, wat ek hoop. 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, sy hoofletter, en geregtigheid, hoofletter, te bewys, deurdat hy die sonde, hy, die Vader, kyk daar, deurdat hy die Vader, die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van Jahwe. Daar was sonde wat plaasgevind het, wat onder die verdraagsaamheidswet geval het. Dis wat gebeur het in die Ou Testament. Jahwe het verdraagsaamheid toegepas oor daai Jode. Hy moes hulle eers iets gee, om gewoon te raak. Weet jy wat die mense nooit moet vergeet nie, is dat Israel was vir
430 jaar onder die Egiptiese ballingskap gewees. Onder Egiptiese afgoderry. Afgode aanbidding. Dis hoekom hulle terwyl Moses op die berg was, hulle sommer die goud gesmelt het en 'n goue kalf gemaak het. Toe hy bietjie lank wegbly, toe maak hulle 'n kalf, hulle aanbid die kalf. Dit was hulle natuur as Israeliete. Hulle het nie self geweet dat hulle behoorlik Israeliete was nie. Hulle was slawe. Hulle was as slawe opgelei. Hulle het nie 'n tempelbediening gehad, hulle het nie 'n priesterlike bediening gehad, hulle het nie enige wette. Hulle het soos diere gelewe en gewerk onder die Egiptenare. Daai piramides en goed wat jy sien in Gaza vandag, dis als deel van die goed wat die Israeliete gebou het in daai tydperke. Eeue gelede. Onder dwangarbeid. En nou neem Jaffa hulle uit onder die leiding van Moses. En nou sê Jaffa, laat hulle sit op 'n Sabbat, Shabbat. Vrydag aand son onder tot Saterdag aand son onder. In groepies. En nou word hulle die 613 wette geleer. Eers die 10 gebooie en dan al meer en meer. Eintlik die 17 gebooie en dan al meer en meer en meer. Om hulle gewoon te maak om mens te word. Die meer as 1000 jaar, so omtrent 1070 jaar, van waar hulle uitgelei is, tot waar Jafashua vir hulle gesterf het. Daai tydperk van net meer as 1000 jaar, was 'n opvoedingstydperk gewees. Waar hulle as, ek wil amper sê, slawerny diere verander moes word in mense. En dis hoekom daar moes wette wees. As jy dit doen, gaan dit gebeur. As jy dit doen, gaan dit gebeur. En dan, jy moet betaal. Jy gaan al die tyd betaal met jou diere se bloed. Dit gaan jou 'n prys kos. Daar was vergifnis, maar daar was nie berou nie in hulle harte nie. Jafashua het Jaffa voorgestel in sy bloed, daai hoofletter sy bloed, as 'n versoening, om eenheid te bring, as 'n versoening deur die geloof, om sy, Jaffa, sy geregtigheid te bewys, deurdat hy, dis Jaffa, die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van Jaffa. Hy het verdraagsaamheid toegepas oor hulle. Hoekom? Daar sou 'n tyd aanbreek van genade. Omdat die Israeliete nie gegroei het in die plan wat Jaffa vir hulle bewerkstellig het nie, maar hulle het agteruit geboer. En nou vandag wil die mense teruggaan na vergane wette en tradisies. Veral hierdie derde tempel, Jerusalem Institute, met die derde tempel wat gebou moet word en al die goed, en die offerandes wat moet terugkom, en die red heifer en die rooi heifer en die tabernakel, of althans die tempel en al die goed. Terugbring van 613 wette en 'n hoëpriester, terwyl Jaffa se woord sê, dis tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Waarom sal ek en u wil agteruit boer? Waarom sal ons wil teruggaan na vergane lewensgewoontes, waarin geen geestelike redding is nie? Hoekom nie? Want hulle kon dit nie maak nie. Daar's net een in die hele Ou Testament wat dit gemaak het. Weet jy wie was dit? Was Jafashua. Want hy het geen sonde gehad nie. Die Bybel sê hy was sondeloos gewees. Nou wil die mense oor en oor die wette laat herleef. Die feeste, nou weer the Feast of the Tabernacles and the Feast of the Leavened Bread and Unleavened Bread, en dit is die een feest op die ander een.
waar daar nie godsaligheid of redding in is nie. Waar daar nie ewige lewe in is nie. Weet jy hoekom wil die mense dit hê? Want dit was lekker. Dis gemaklik. Jy sien, hy het net 'n bokkie gebring en 'n lammetjie, dan het hy sy prys betaal. Nou verwag Jaffa nie meer 'n bokkie en 'n lammetjie nie. Hy verwag my hele lewe. Hy verwag jou hele lewe. Hy sê, kom nou laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaak en dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu. Jaffa sê, my genade bloed is oorvloedig in jou lewe. Kom nou. Jy sien, die prys wat sê, dat jy sal moet in heiligmaking lewe, die res van jou lewe. Vir baie mense is dit nie so lekker nie. En dis hoekom hulle eerder terugneig na die wette van Moses toe. Messiaans, Israel visie ouens, gaan sny jou aan jou vlees, kan jy dink die mense dat die Hebrew Roots Movement, hulle gaan sny hulle aan hulle vlees. Ja, maar Abraham het gesê ons moet dit doen. Jy sien wat die Paulus se probleem was, die kerk, die protestante het met die ding gekom, die katholieke het hulle gevang, meer as 600 jaar terug, deur die gedagte in te bring van 'n geestelike Israel. Daar bestaan nie so 'n ding soos 'n geestelike Israel nie. Ek kan onthou toe ek 'n jong pastoor was ons op seminare die goed gesê gewees. Ons is 'n geestelike Israel. Ek het dit gepreek toe ek 'n jong pastoor was, totdat die skille van my oë afgeval het. En ek besef het, maar ek is nie 'n Israeliet nie. Nee, maar ons is nie aan die vlees besny nie. Ons is geestelike Israeliete. Ons kan nie Israeliete wees nie, al staan ons onderste bo op ons kop. Verstaan jy dit? Ons is nie eers protestante nie. Ons is Jafiste. Ons is gekoop met die genadebloed van Jaffa Shua. Halleluja. Die woord Jafis beteken in Engels followers of Yahshua. Disciples. 'n disciple is 'n volgeling. Hy's 'n Jafis. As jy my so sny, dan sien jy loop die vis. Dis net 'n grappie hoor. Right. So wat het Jaffa gedoen? Hy het Jahshua voorgestel. Dit was die hele skepingsdoel van die seun. Hebreërs hoofstuk 1, gaan lees, gaan na my reeks toe, die boek Hebreërs. Gaan na die reeks Hebreërs deel 1, gaan doen deel 1, deel 2, deel 3. Stap deur die boek. Jy het nie eers nodig om deur die hele boek Hebreërs te stap nie. Stap net deur hoofstuk 1. Maar vat vir jou 'n paar veiligheidsgordels saam. Jy gaan net jou stoel uitval, glo my. Dan sien ons waar die seun geskep is, waar die seun verhoog is, waar die seun gegenereer word. Baie pastore kan nie eens my verduidelik wat beteken die woord gegenereer nie, man. Gaan van die HAT woordeboeke gaan kyk wat sê die woord van gegenereer. Dan val jy klaar uit jou stoel uit. Hy sê hierso, hom het Jaffa voorgestel, Jahshua, in sy genadebloed. Hoekom? Die gedagte was 'n nuwe testament, 'n nuwe ewige verbond. Maar die eerste verbond was ewig lewend gewees. Ek sê Abraham, ek sluit met jou 'n ewige verbond. Ja, daai verbond was vir die Jode. Daai ewige verbond was vir die Jode. En dis nie vir 'n paar wit mense in die suidpunt van Afrika soos wat die Israeliese ouens sê nie. Japie van Staden en sy generaals nie. Die tekenaar van dat ons Jode is, die besnydenis. Nee, die woord sê die teken dat ons bruid is die besnydenis aan die sielsdimensie. Hy praat van aan die hart, nie aan die vlees nie. Ek wil tog so maklik net dan vra vir Japie van Staden en sy gevolg. Sê vir my, hoe word julle vrouens gered dan? Soos in die oud, as julle dan nou sê julle is die Israeliete van ouds, hoe word die vrouens nou gered? Sê my, waar is jou hoofpriester as jy offer 1 keer 'n jaar? Kom aan, waar is jou tempel?
En dis hoekom julle ouens almal die voorstanders is van die derde tempel, bou van die derde tempel. Gaan luister na my reeks, die leuen van die derde tempel. Gaan op YouTube. Daar's 3600 van my video's op YouTube. Gaan klik op hom, die leuen van die derde tempel. Vat 'n paar veiligheidsgordels saam. Ek gaan weer vers 25 lees, maar hom, dis Jahshua, het Jahwe Almagtig voorgestel in sy bloed, hoofletters, as 'n versoening deur die geloof. Jahshua se bloed bring die versoening deur geloof, nie bokkies en lammetjies nie. Om sy geregtigheid, die Vader se geregtigheid te bewys, deurdat hy, die Vader, die sondes ongestraf laat bly het, die sondes van die Ou Testament. Hy sê, hy het die sondes ongestraf laat bly. So die sondes het meer en meer geword. Wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van Jahwe, daar sê dit. Jahwe Almagtig het hulle sondes verdra, omdat hulle uit Egipte land uitgekom het, hulle soos diere gelewe het, en hy van hulle mense moes maak, in terme van hulle aanbidding, en om te aanvaar, dat daar 'n verlosser is, en dat daar reëls is, en vir meer as 1000 jaar. Deurdat hy hulle sonde ongestraf laat bly het. Hy het hulle nie doodgedruk nie. Hy het hulle laat funksioneer in die bloed van die bokkies en die lammetjies, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van Jahwe Almagtig. Hy het hulle verdraagsaamheid aanvaar. Hoekom? Want hy het 'n beter plan in gedagte gehad met Jahshua. Halleluja. Hy sê vers 26, om sy geregtigheid te toon. Sy geregtigheid. Die Vader se geregtigheid. Sy geregtigheid is genade. Wie is die Vader se geregtigheid? Is Jahshua. Te toon in die teenwoordige tyd, 2000 jaar gelede. Sodat hy self regverdig kan wees. En regverdig maak, sodat hy, Jahwe Almagtig, self regverdig kan wees, en regverdig maak, wie uit die geloof in Jahshua is. Kyk wat staan daar. Vers 25 sê, hy het die Jode verdra, hy het die Israeliete verdra. Hy het vir hulle, daar was vir hulle genade deurdat hy hulle verdra het. Om wat te doen? Om die Ou Testament tot nie te kan maak, Hebreërs 7 vers 18, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Deurdat hy 'n Nuwe Testament het, wat daar is in sy genadebloed, in sy seun Jahshua. Halleluja, halleluja. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd. En ons lewe vandag, na 2000 jaar, lewe ek en u vandag in die teenwoordige tyd. In die tyd, wat is die teenwoordige tyd? Die tyd van die Nuwe Testament. Nou wil ek dit weer sê. As ons dan in die tyd van die Nuwe Testament lewe, die tyd van genade op genade op genade. Wat gaan soek jy dan by die besnydenis? Wat gaan soek jy by die sabbate? Wat gaan soek jy by tiendes betaal? Wat gaan soek jy om te lewe in kerklike wette en verordeneringe? Wat tot niet gemaak is weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Jahwe se woord sê, ek het julle onder die juk van diensbaarheid uitgehaal, maar julle laat julle weer daaronder plaas. Hoekom? Die mens wil maar 'n baas hê. Hy wil iemand hê wat hom lei en dryf. Die wette van mense. Die wette van mense. Die wette van kerke. Elke jaar word nuwe wette gemaak. Pakke word op die mense gelaai. Terwyl hy sê, hy het ons vrygemaak deur die genadebloed. Nou is daar niks wat julle, nee, ons het die bonatuurlike, twee koninklike genadewette van Jahshua. Die Nuwe Testamentiese twee koninklike wette, naamlik, hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een. Ek wil amper sê, hoor julle Jahviste, Jahwe julle Elohim is een. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles wat in jou binneste is, en jou broeder soos jouself. Jou broeder en jou suster
in die agape liefde, halleluja, in die bonatuurlike agape liefde. Hy toon ons die teenwoordige in die teenwoordige tyd. Ons lewe steeds in geloof, maar ons lewe in die teenwoordige tyd. Ons lewe nie in die verlede nie. Daar was vir die mense van die verlede tydperk, van waar hulle uit Egipte uitgetrek het, tot by Jafashua. Hulle het geleef onder die verdraagsaamheid, deurdat hulle sonde ongestraf gebly het. Ander moes Jaffa hulle almal uitgewis het, totaal en al. Dis wat hy woord sê, gaan lees wat sê Romeine 3:25. Hom het Jafashua, het Jaffa voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sonde, Jaffa, die sondes van die Ou Testamentiese mense, ongestraf laat bly het. Vandag sê hy laat nie meer die sonde ongestraf bly nie. Het jy dit geweet? Die Nuwe Testament sê, hy laat nie meer sonde ongestraf bly. So daar's nie genade vir mense wat moeswillig in sonde lewe nie. As jy wil maklik geestelik sterf, gaan lewe in sonde. Hy sê, hy het die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen was onder die verdraagsaamheid van Jaffa Almagtig. Hy het hulle verdra ter wille van die feit dat hulle uit Egipte uitgekom het en hulle opgelei moes word. Nou ons het 'n baie diep studie gedoen vanaand. Rondom, is dit die Joodse feeste of die nagmaal? Hier is baie dieper inligting hierso as wat u dalk vir jare in jou kerk van die kansel afgehoor het. Kom ons versprei die boodskap. Ek wil hê u moet gaan sit met hierdie woord. Dis Bybelstudie. Gaan sit met hierdie woord en gaan doen die studies. Doen jou eie studie. En sien wat Jaffa vir ons in stoor het in die tyd waarin ons lewe. Tot volgende week as Vader wil. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.